Hallo Trollies, ek's klaar daar. En ek is Hilka. En jy's ingeskakel by Trollie TV. In hierdie episode gaan ons julle alles van ons besige tweede kwartaal wys. Jy gaan net verkorte weergawe sien van al hierdie gebeurtenisse. As jy die volledige weergawe wil sien, kan jy onder die link in ons description klik. Oor na ons eerste insetsel. Hallo Trollies, my naam is Kayla Serpentine. Die jaar se onlangs meneer Mevrou Trollie kroning was weer eens 'n groot sukses. Dit was vir die beoordelaars baie moeilik om te kies, aangesien al die finaliste uitstekend was. Maar aan die einde van die aand is die twee beste finaliste aangewys. Hier volg dan 'n kort uittreksel van die aand se gebeure en ook onderhoud met meneer en Mevrou Trollie van 2015. Welkom Trollies, ons het vanaand meneer en mevrou Trollie 2015, Rocco Willemse en Monique Dupree. Rocco sê vir ons, wat beteken meneer Trollie titel vir jou? Meneer Trollie titel beteken ek is 'n ambassadeur vir my skool en ek moet in alle tye 'n voorbeeld wees vir my skool. Ek moet in alle tye 'n voorbeeld wees buite skoolverband vir my skool. En ek moet die skool waarop met trots dra. En ek sal altyd probeer wees om vir sentraal daar te wees, want sentraal was nog altyd vir my Monique daar. So ek dink ons skop vir sentraal. Monique, wat beteken die mevrou Trollie titel vir jou? Ek dink dit is baie wat ook gesê van die ambassadeur vir skool. Ons is nou in 'n leierskapposisie wat net ons twee kan vul en dit is 'n groot aanpak en ek weet ons kan dit doen. En ek dink ook ek dink dit is vir ons regtig trots om meneer Mevrou te wees. En ek dink dit gaan oor 'n rolmodel ook val. Al is dit graad 8 tot al is dit matriek, jy moet nou 'n rolmodel wees en jy moet nou 'n persoonlikheid hê, 'n openlike persoonlikheid dat enigiemand na jou toe kan kom met probleme of gelukwensings of wat ook al en jy kan daar wees vir. Om die volledige onderhoud te sien, onthou die link is onder in die description. Hallo Trollies, dis Snay hier en soos julle weet word Hoërskool Sentraal hierdie jaar 110 jaar oud en ons hou behoorlik fees. Ons het al vroeg vanjaar begin fees vier en julle kan ook uitsien na musiekfees wat deur Hoërskool Sentraal aangebied word later die jaar in die Sandoblisie Theater. Nou oor na German Pikkewyn wat vir julle meer gaan wys van die Trollie Makiti. Hallo Trollies, soos julle kan sien is almal besig om reg te maak vir die Trollie Makiti. Gerdel gaan vir ons 'n bietjie vertel wat alles hier vandag gaan gebeur. Hier gaan 'n skattejag plaasvind wat groot pryse gewen kan word en hier gaan 'n high heels challenge wees. Kom ons gaan kyk bietjie wat gebeur. Hallo Trollies, ja, dis vandag die tweede dag van die Trollie Makiti. Hier's 'n hele klomp stalletjies opgestel hier op die skoolterrein en hier word wedstryde gespeel en ons het 'n paar van die Trollies se mening gevra. Kom ons gaan kyk. Wat dink jy van die Trollie Makiti? Dit is lekkerder as wat ek gedink het. Ek dink dit is 'n goeie ding vir die skool want dit gee vir ons 'n bietjie gees en dis lekker om ander skole te sien deelneem en so. Wat dink jy? Ek dink dit is baie wonderlik vir die skool. Vandag. Ek dink dit is 'n baie goeie idee om die Trollie gemeenskap bymekaar te kry. As elke mens net van ouers tot kinders begin om hierdie ding te bemark, dat ons gemeenskap kan versterk, sal die skool nog groter en sterker word as wat hy is. Ja, dit is 'n groot dag, baie stalletjies en dit lyk of almal dit geniet.
Ek dink dis 'n uitstekende geesvangmetode, ons almal wat hier bymekaar kan kom, geesvang vir die nuwe jaar en alles wat voor lê. So ja, ek dink dit is 'n baie goeie idee en ons het lekker gees gevang. En so bewys ons weer eens dat dit 'n fees is om 'n trollie te wees. My naam is Bernadette Veldsmann en ek gaan julle vertel van ons ervaring toe Kyknet skole top 10 die Hoërskool Sentraal besoek het. Die program word weekliks op Kyknet uitgesaai waar hulle die grootste skole in die land besoek en so die trollies ook 'n week gekry om hulle merk te maak op TV. Die Trollie TV voel baie bevoorreg om deel te kon wees van hierdie opname en ons het ook baie ondervinding opgedoen. Nou gaan ons 'n bietjie agter die skerms gaan kyk van toe hierdie opname van die program gemaak was. Op YouTube, of moet ek maar sê ons eie kanaal op YouTube. Ja, eie kanaal op YouTube. En kom ek wys julle hoe lyk ons studio waar ons eie episodes perform. Kyk. Dis so het ons vir Johan op die edit. Ja, dan weet ek. So julle kan sien dis besig om ons nou opstaan en dis saam met Aksie, take 1. Hallo, ek's Gerard Steyn. En ek's Rihanna Nel. Nee, is nie. Julle is hopeloos. Take 2. Hallo julle, ek is Gerard Steyn. En ek's Carminel. En ons die week hierso by Trollie Ateljee en julle sal nie glo wie kom kyk nie. Skole top 10. En die vraag die week is, sal jy koek van die grond af eet? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat sê die kinders? Of jy weet, 'n vraag hierdie week is, wat is jou top 10? Okay, Wat is jou top 10? Wat is op jou nommer? Wat se liedjie kondig julle aan? Nommer 5. Nommer 5. Wat is op jou nommer 5? Wat is op jou nommer 5? Jou nommer 5. Okay, en aksie. TV maak is nie so maklik soos wat dit lyk nie. Dit verg baie tyd en energie en baie geduld. Daarmee, liedjie nommer 5, Hopeloos, deur Chris Chameleon en Danila. Ek hoop al ons kykers het ons skole top 10 episode baie geniet. Hallo julle, ek is Carrie. Die kwartaal het sentraal afskeid geneem van een van ons top onderwysers, Juffrou Anina Jeffer. Oor na Gerdoan wat 'n bietjie met haar gaan gesels. Hallo trollies en baie welkom by hierdie spesiale Trollie Varia onderhoud. Vandag saam met ons in die ateljee is Juffrou Anina Jeffer. Baie welkom hier by ons Juffrou. Baie dankie Gerdoan, dit is lekker om hier te wees. Dis nou Juffrou se eerste keer wat Juffrou by ons is by die onderhoudboekie, maar dit is ook Juffrou se laaste keer wat Juffrou hier gaan wees. Ons wil vandag net vir Juffrou 'n paar vragies vra. So die eerste vraag wat ek vir Juffrou wil vra is, hoe lank is Juffrou al onderwyser by Hoërskool Sentraal? Gerdoan, ek is al 30 jaar hier by Sentraal. Ek het in 1986 hier begin as 21-jarige. Ek was nog jong geweest en baie onervare en ek het daai selfde jaar saam met Juffrou Wilken begin tik gee. So ja, ons is al 30 jaar kollegas saam hier by Sentraal. Ons verneem ook dat Juffrou self 'n trollie was. Vertel ons 'n bietjie meer van Juffrou se hoërskoolloopbaan. Ja, Gerdoan, ek het in 1977 daarvoor by daai hekkie by mevrou Boysen se klas ingestap met my blou rokkie as graad 8 leerder. En 'n interessante storie is dat in 1981 toe ek in matriek is, het die skool hier saam met Sentraal daar in Andries Pretoria straat saamgesmelt. So ons was 'n gemengde skool met blou klere en streepbaadjies. Om die volledige onderhoud te sien, onthou, die link is onder in die description. Oor na Suzelle en Rosalie. Hallo trollies, ek is Suzelle en dis Rosalie en ons gaan julle 'n bietjie meer vertel van vandag se opera. Die opera was by Aastermey gehou en soos die vorige jare was dit weer eens 'n groot sukses. Daar was verskeie stalletjies gewees wat ons skool se sport, akademie, kultuur en trots tentoongestel het om alle nuwelinge te wys wat Hoërskool Sentraal vir hulle kan aanbied. 'n Opera speel 'n groot rol in 'n graad 7 leerling se hoërskoolloopbaankeuse en ons dink Sentraal moet 'n groot impak maak op hierdie leerders. Ons het ook vir die kinders van Willem Posma Laerskool die geleentheid gegee om bietjie vir die kamera te verskyn. Kom ons kyk wat die possies sê. Okay, so wat is julle elkeen se naam? Wil ek net eers weet. Wat sê ek nou? Okay, en jy nou? Dankie. En jy nou? Ja. Okay, dink julle sal belangstel in Trollie TV? Dink julle dit sal lekker wees vir julle? Ja. Dink julle sal daaraan kan deelneem? Okay, en wat dink julle sou julle elkeen wil wees? Wat se deel wil julle doen Trollie TV? Soos wil julle editor of 'n kameraman of wil julle presenter wees of wat wil julle wees? Ek sal wil edit. En jy? Ek ook. En jy? Ek sal gesien wat gaan. Wat wil julle aan deelneem by julle hoërskool? Ek is al klaar besig met ski. En ek wil graag met 'n muurwerk begin. Dis cool en jy? Nee. Okay, dis ook baie cool. Alweer, kom dink jy sal jy aanbied? Ek van praat. Jy van praat. Okay, dis lekker. En jy, wat dink jy sal jy doen? Definitief 'n kameraman. Ek maak foto's neem. Dis lekker. Okay, en jy? Ek glo edit want ek maak partykeer by my se stop motion. Ek dink Sentraal se oop dag het ook 'n goeie oorsig gegee oor wat by Hoërskool Sentraal gebeur. Trollies het ook vele talente. Gepraat van talente, kom ons kyk bietjie wat gebeur het by Trollies Got Talent.
Hallo trollies, ek is Bianca. Onlangs was daar 'n talentaand by Hoërskool Sentraal, waar daar verskillende items opgevoer is, soos sing, dans, drama en nog vele meer. Aan die einde van die aand, tot niemand se verbasing, het Gustav Henning weer eens met die eerste plek weggeloop. En nou gee ek oor aan Valerie wat met die wenners gaan gesels. Dankie Bianca, ek is Valerie en hierdie is Sinay Pretorius en Gustav Henning. En hulle het die eerste en derde plek gewen by die Trollies Got Talent. Ek wil ook vir Pikke Wyn met sy tweede plek baie geluk verseker. So Gustav, jou passie vir ons, kom dit al van kleintyd af of het dit onlangs ontwikkel? Kijk, ek was al van kleintyd so van die ouderdom van 10 jaar of 11 jaar oud. Het ek myself begin leer. Want ek het eers uit ek video's gekyk op YouTube, mense gesien dans en ja, ek het van hulle af geleer. En Sinay, wat se liedjie jy gesing daardie aand? Ek het daardie aand 'n weergawe van Adele se Samanootjie gesing met begeleiding van meneer Roland Evans. Om die volledige onderhoud te sien, gaan klik op die linkjie onder in die description box. Nou, oor na Chart en Lara, wat meer met die trollies gaan gesels. Hallo julle, ek en Laura gaan nou vir die kinders gaan vra wat was hulle hoogtepunte van die kwartaal. Kom ons gaan kyk. Die crash gekry. Myne die trolley makietjie. Die koshuis weer. Ek dink dit is Woensdae se pudding. Die trolley makietjie. Soos julle kan sien, was die hoogtepunte van die kinders, die Clashy Clashes, die trolley makietjie en koshuis pudding. En nou oor na die sport. Dankie Laura. Hallo julle, ek is Cherie Klaas en ek gaan julle meer vertel oor die tweede kwartaal se sport. Een van die belangrikste sportgeleenthede op die Trolley kalender is verseker die Classic Clash. Hierdie is jaarliks 'n groot geesbank as ook spanbou geleentheid. Die Hoërskool Sentraal en die Hoërskool Jim Verseer vat mekaar elke jaar kop aan kop aan in hierdie byeenkoms. Die byeenkoms was hierdie jaar op Jim Verseer se velde. Nou gaan ons oor na Gerdoan en Ilka by die optogte. Die trollies soos julle kan sien is ons besig om reg te maak vir vandag se optogte. Ons glo dit 'n baie groot sukses gaan wees. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit. Bring the action. D-R-O-L-E-E-S. D-R-O-L-E-E-S. We say oh, we oh, we oh, we oh. We say oh, we oh, we oh, we oh. D-R-O-L-E-E-S. D-R-O-L-E-E-S. We say oh, we oh, we oh, we oh. Om die volledige optogvideo te sien, onthou, die link is onder in die description. Gerdoan het ook 3 van die Jim Verseer leerders se menings gevra oor die jaar se Classic Clash. Hallo trollies, vandag staan ons hier saam met Rico, Marie-Louise. So hoe voel julle oor die Marie se Classic Clash? Ek dink dit was baie lekker. Die geeste in die twee skole is regtig great. Almal is so vriendelik met mekaar. Dit voel amper soos een skool is net die skoolklere was dit verskillend. En ek dink die sport was ook baie lekker. Die sportmangees was goed en dit was lekker paddleboats geweest. Die optogte was ook baie goed. En al het julle liedjie verkeerd geloop, dit was nog steeds 'n groot verbetering. Baie dankie. En dit was van die JF-leerders se menings. Hallo trollies, ek is Chad van der Walt en ek gaan vir julle 'n bietjie van die hoogtepunte van die eerste span hokkiewedstryd wys. Hallo julle, ek is Valerie Dollar en ons is hier by die Classic Clash by die eerste span net om. Kom eens kyk hoe gaan dit dan. So dan, hoe voel jy oor die spel wat julle vandag gespeel het? Ek is baie trots op die meisies wat gespeel het. Ons het ons beste gegee.
Ons het hierna 'n bietjie foute gemaak, maar ek dink ons het die einde van die dag gewys wie ons en wat ons is. Ek stem saam. En ek wil net baie sê geluk met julle wenprestasie 45-30. Baie dankie. En nou gaan Pikkewyn ons meer van die rugby vertel. Dankie Marlene. Ek Pikkewyn, ek wil 'n bietjie meer vertel oor die rugby teen JF. Dit was regtig 'n senuweeagtige wedstryd, maar kom ons kyk hoe dit was en dan sê ek nou die uitslae. En uiteindelik druk ons deur en ons wen 25-16. Dis die eerste keer in 'n lang tyd ons vir JF wen. Ons is regtig trots op ons eerste span. So ek hoop jy is nou ingelig van al die gebeurtenisse in die tweede kwartaal. As jy vergeet het van ons verlengde weergawe, kyk asseblief onder in die description vir die res van die links. Van my Gerdman. Vir my Ilka, sterkte vir die eksamen.